die Here my gedroog met my storie. Ek raak vrygewig met my pyn. Dit wat met my gebeur het my so diep getransformeer, dat ek kan dit nie meer vir myself hou nie. Ek deel dit met ander, en dit verryk nou ander se lewe wat met my gebeur het. Mense wat in grief is, voel vere vir ander mense. As ek kies vir die taal, hulle kan in 'n hel vlieg. Okay? Dis waar jy is in grief. Maar as jy die werk gedoen het, kom jy by grace en gratitude en generosity, en dan sê jy nie meer, mense kan in 'n hel in vlieg hê. Dan sê jy, ek wil my storie deel en mense help wat deur dieselfde gaan as waardeur ek gegaan het. En dan kom jy by die punt uit, ek het gegroei. Sometimes I get pretty frustrated with myself. I have been following Christ for a while now. At least it feels that way. I have a pretty good idea of who God is as my Father. I know He created me. I know He loves me no matter what. And I understand how Jesus has redeemed me and become my Savior. But when it comes to the Holy Spirit, I have to honestly say, I have a lot of unanswered questions. It just doesn't seem to work for me. I look at other Christians, and they seem to know exactly who the Holy Spirit is. The only problem is that one person's image of the Holy Spirit looks completely different than the next person's. They seem to have it all figured out, but I have questions. I read in the Bible where Jesus says we will receive power when the Holy Spirit comes on me. But I don't know that I have ever felt that power. Jesus said we would do greater things than He did, but I have never come close to raising someone from the dead. What does power mean? In the book of Acts, the people closest to Jesus heal people with their shadows. Should I be able to do that? Should I be able to tell when people are lying to me? What is this speaking in tongues thing, really? I have seen some people do things under the power of the Spirit that makes me think, I don't want that power. But maybe my concept of power is different from God's. Maybe the things the Holy Spirit gives me power for are not sensational. What if when Jesus said we would do greater things than Him, He was talking about the way we live our lives, the decisions we make, the words we speak? What if the Holy Spirit is so powerful that He is the source in every Christ follower, no matter how different that looks? What if the Holy Spirit gives me the power to decrease so that God can increase? Die Heilige Gees deur my gewaai, U woord hier in my hart, Die genade is in my gesaai. Deur die krag en die liefde bring U hoop, deur die krag en die liefde
deel van die oorwinning, oorwinning. Deur die krag en die liefde, 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 bring die hoop, deur die krag en die liefde, hierdie dood, deur die Gees is ons deel van die oorwinning, oorwinning. Deur die krag en die liefde is ons vry, deur die krag en die liefde, jou en my, deur die Gees is ons deel van die oorwinning, oorwinning. Deur die krag en die liefde, deur die krag en die liefde, deur die Gees as oorwinning. Deur die krag, deur die krag, deur die krag. Ons sê baie dankie aan Sanette die aanbiddingspan vir daardie mooi openingslied. Ons wil vir elkeen sê baie hartlik welkom by hierdie oggenddiens. Ons vertrou is dat die diens 'n besondere belewenis vir u sal wees. Iemand het gesê dat die winter het so rukkie terug dat die winter het ook positiewe punte. Dan gaan die vliee dood en die biltong raak droog. Nou daar van julle is wat wie se biltong al droog is, kontak jou herder en ons sal te graag wil 'n besoek bring. Terwyl ons sit, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir die voorreg om vanoggend hier te kan wees. Baie dankie vir die heerlike reëns wat u vir ons gegee het. Ons kom na u toe om hierdie diens aan u voor te hou en bid dat u dit sal seën en mag alles wat hier gebeur vandag wees tot verheerliking van u naam. Amen. U het by die ingangsportaal 'n naweek bulletin gekry. Daarin is al ons aktiwiteite opgeneem en ons wil vra, lees dit, studeer dit en ondersteun dit. Ek wil graag 2 aktiwiteite net uitlig. Ons gebedsaksie. Dit is Pinkstersondag en vanmiddag vanaf 5:00 is die kerk oop en kry u geleentheid om weer u persoonlike interaksie met God te kom verryk wanneer u hier saamkom om saam te kom bid, en ons wil u aanmoedig om ons Pinkstersondag op so 'n wyse af te sluit vanmiddag 7:00 hier in die kerk of 5:00 in die kerk. Dan ook ons mini miracles. Saam met die naweekbulletin is daar 'n inligtingsblaadjie binne-in. Daarin is die verskillende dae by die plekke waar ons uitreik en bedien. En ons vra ook, daar's 'n sekere terugvoerstrokie, 'n gerief wat gemaak is, dat u naam, u telefoonnommer kan invul. Vul dit in, gee dit by die inligtingstoonbank in en ons sal u kontak. Ons soek bevoorreg om vanoggend kinders aan die Here toe te wy en ons wil graag vra dat die ouers na vore sal kom. Hallo, ons is die Meiberg. Ek is Fransjo Meiberg. Ek is Vanay Meiberg en die is Nianay Meiberg. Nianay se naam beteken Kerry. So, en ons het, dit was net, haar naam het net opgekom, ons het net besluit as dis haar naam, dit is haar naam gaan wees. En dan, ek het 'n baie swaar swangerskap gehad, was baie in die hospitaal gewees, maar te danke aan ons Hemelse Vader het hy my en my kleintjie op sy hande gedra en ons deurgebring. En vandag is ek en sy albei gesond. Ek wil net vandag baie dankie sê vir my ouers wie ek is. As dit nie vir hulle was wat my op die regte pad gelei het en vir my geleer het wie liewe Jesus is nie, was ek nie nou hier waar ek is nie.
Ons is hier vandag om vir Nianay toe te wy aan die Here, om haar te leer om die mense en almal om haar lief te hê en haar net op die regte pad te lei, net soos wat die Here wil hê ons moet haar lei en laat sy groot gemaak word met die Here aan haar kant. Daar's veral 3 momente wat vir my uitstaan by wanneer ons 'n baba aan die Here toewy. Een moment is die ouers kom om 'n dankoffer te bring. Hulle kom om dankie te sê vir die geskenk wat hulle van die Here ontvang het. 'n Tweede moment is om te kom seën. Hulle wil graag hê die seën, die guns van die Here moet op daardie baba rus. En 'n derde moment is hulle kom om hulle afhanklikheid aan die Here te bely. Hulle weet daar gaan eise, daar gaan uitdagings gestel word aan die kind, daar gaan die invloede wees en hulle kom staan voor die Here om te sê, Here, wees ons genadig. Ons gaan nou Michael, die herder, vra om die baba te seën. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanmôre van Nianay Meiburg na U toe te bring. Ons wil haar seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En hierdie ouers is dankbaar vir oggend. Hulle jubel, hulle is bly en hulle kom sê dankie. Maar hulle weet ook watter groot verantwoordelikheid eis dit aan hulle bring. Ons bid ook dat U met hulle sal wees om vir hulle die krag, die genade en die wysheid te gee om die kind in U voetspore groot te maak. Amen. Kom ons gee vir hulle hande klap. Ek wil u nooi, kom ons staan en ons gebruik ons stemme om 'n lof en 'n prysoffer aan die Here te bring. Ons blind en sonder krag, maar met die Gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat U vra. U roep ons om te gaan. U los ons nooit alleen en vir U naam sal ons staan. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie, beweeg nie. Sonder die Gees is ons blind en sonder krag. Met die Gees is ons sterk, kan ons werk, is ons altyd gereed om te doen wat U vra. Sonder die Gees kan ons nie, wil ons nie, beweeg nie. Sonder die Gees is ons blind en sonder krag. Maar met die Gees
ons weg, is ons altyd gereed om te doen wat U vra. Laat die klippe juig, laat die skepping skree, laat die kranse luid heel saam die antwoord gee. Laat die berge sing, laat die hemel buig, en laat ons lewens eeuwig saam verby, sal nie stil bly nie. Ag Vader, Seun en Heilige Gees, laat die hoogste lof op ons lippe wees, en voor die troon almagtig Heer, sal alles kniel, val alles neer. Laat die klippe juig, laat die skepping skree, laat die kranse luid heel saam die antwoord gee. Laat die berge sing, laat die hemel buig, en laat ons lewens eeuwig saam verby, sal nie stil bly nie. Sal nie stil bly nie. Nou vanoggend het ons, ek en jy, baie goeie nuus, dat hierdie koning wat die hele skepping gemaak het, is aan ons kant. En ek wil baie graag vir jou lees, Jesaja 40 vers 31, wat sê, maar hulle wat op die Here vertrou, kry altyd weer krag. Hulle word soos 'n arend wat vlieg, en hulle hardloop en word nooit moeg nie. Hulle loop en raak nooit uitgeput nie. En ek en jy kan vanoggend sê, as ons naby aan God bly, as ons totale vertroue in hom stel, dan kan ons soos arende wees, en ons kan opvlieg in sy krag, en ons hoef nie op ons eie krag te vertrou nie, maar ons kan in die krag van die Heilige Gees wat in ons is, kan ons kom vertrou. En kom ons stel vanoggend elkeen van ons net weer opnuut ons vertroue in hom. Ons krag word meer as ons wag, op die Here as ons wag, op die Here as ons wag, op die Here. Ons krag word meer as ons wag, op die Here as ons wag, op die Here as ons wag, op die Here ons God. Hy is vir ewig.
dan sal my lief vir ewig bly. Nader my God, steeds naderby, na die hart, die Vaderhart, so naby. En dan sal my mond aanbidding bring, en uit die stof my lof bly sing, na die hart, die Vaderhart, steeds naby. Dan sal my lief nog bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds naderby. Dan sal my lief vir ewig bly, nader my God, steeds naderby, na die hart, die Vaderhart, so naby. Dan sal my mond aanbidding bring, en uit die stof my lof bly sing, na die hart, die Vaderhart, steeds naby. Na die hart, die Vaderhart, steeds naby. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie vir elke geleentheid wat ons nader bring aan die Vaderhart. Dankie vir elke geleentheid wat ons leer oor wat is U hart? Wat is hierdie hart van liefde wat vir my pomp, wat klop van oorloop genade, wat klop van oorloop van liefde strome oor my lewe. Here, mag ook hierdie diens ons help om die Vaderhart van U beter te verstaan. Hoe U werk, wat U droom, wat U sien. Hoe U vir my krag wil gee, krag in elke situasie, krag in elke toets, krag vir enige probleem en uitdaging. Dankie daarvoor, Here. Mag ons die Vaderhart leer ken. Wat die Gees oor ons uitstort, Here. Dat ons nie soos weeskinders hier agterlaat, maar vir die Gees in ons binneste gee en ons een maak met U. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U altyd so naby is. Reg is om ons te leer oor U liefde. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, liewe gemeente. U kan gerus sit. Nou, ek is regtig trots op elkeen van u wat vanoggend hier is. U kry 'n naughty badge en 'n kaartjie reg uit hemel toe. Okay? Jy kan afvat vir die res van die jaar omtrent hierdie Sondag is. Ek hoor, ek was die naweek of vroeg Vrydag was ek daar op die plaas gewees. Dit was so koud in die Vrystaat. Daai Vrystaat boere het hierdie naweek 2 kortbroeke aangehad. So koud het hulle gekry. So, dit is 'n lekker koue naweek. Trots op jou, bly jy is hier saam met ons. Nou, ons praat oor die sirkel van die koninkryk, die pad wat elke mens stap om te leer hoe leef 'n mens in God se koninkryk. Hoe leef 'n mens buite die grot? Nou, as hierdie woorde koninkryk, grot, al hierdie goed vir jou vreemd is, jy het so 8 weke, 9 weke as 'n preek om te gaan opvang. Ons het al Paasnaweek daar rond al begin met hierdie reeks, so jy kan maar daar gaan opvang. Die lewe buite die grot, die lewe in God se koninkryk. Dis my en jou, kan ek sê, ideaal, dis ons potensiaal, dis ons erfporsie, dat ons daar kan leef. En die sirkel berei jou oor en oor voor, want jy gaan meer as eenmal deur hierdie sirkel. Die sirkel begin by die dood, daar's altyd 'n belewenis, kan ek sê 'n wake-up call, daar's altyd 'n groot skok, 'n trauma wat jou tref, die dood kom in jou lewe. En jy word gekonfronteer met 'n magteloosheid. En ons gaan net weer praat, maar dit is baie belangrik. Was jy al op 'n punt van totale magteloosheid? Dit is die beste plek om te wees.
Want is daai punt wat jy leer, hoe afhanklik is jy van God. Solank as wat jy koninkryk van jou lewe, solank as wat jy antwoorde vir alles het, solank as wat jy 'n volgende plan het en 'n volgende strategie het, dan is jy nog in beheer. Maar as die dood jou tref en jou arms is afgekap, jou hande is afgekap en jy kan niks doen nie, dan is jy afhanklik van God. So van die dood af het jy 'n vinnige opstanding nodig. Net soos Jesus, 3 dae later uit die dood uit opgestaan. So jy het 'n vinnige opstanding nodig, 'n hoopinspuiting deur die Gees. Dan begin jy met die 40 dae werk tot en met hemelvaart. En ons het gepraat oor, wat is hierdie werk wat ek en jy moet doen? Wat is hierdie verantwoordelikhede? En daar's klomp goed, het kom ook in 'n boek en alles, want dit was te veel vir die reekse. Maar wat is die werk wat ek moet doen? Dan hemelvaart. Wat 'n fantastiese dag. Dis claim your new birth. Daar's 'n nuwe jy, 'n splinter nuwe jy. Jy sien jou erfporsie, jy sien die koninkryk, jy sien die land wat jy in besit gaan neem. Wonderlike dag en tyd, laasweek daaroor gepraat. En dan 10 dae later het jy Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Nou, kom ons begin daar. Vandag is Pinkster Sondag. Hier is die grootste fout wat mense, en kan ek sê veral protestante, ons wat uit die protestante beweging uitkom, die grootste fout wat ons maak met Pinkster is, ons dink is een dag. Ons dink Pinkster Sondag is vandag. Ek sien op Facebook, ek sien op ander ouens se kerke en al die goedjies, vandag is groot Pinkster Sondag reg oor die land by almal. Maar my vraag is, die werking van die Heilige Gees moet elke dag, elke week reg deur jou lewe wees. Dis nie een moment nie, dis nie een dag nie. Nou, waar dit op neerkom is ook in die sirkel van die koninkryk, is die Heilige Gees betrokke by elke moment. Die Heilige Gees is nie net by Pinkster Sondag nie, die Heilige Gees is ook by die dood. En dadelik sê jy, eina, ek bedoel die dood is seer, hoe kan die Gees daar wees? Dink gou, Jesus, net voordat hy gekruisig word, stap 'n vrou in en salf hom met vars reukolie, en hy's van sy hare, sy klere, alles is vol van hierdie reukwerk, en Jesus sê, sy het my voorberei vir my dood. Hoor gou mooi, jy kan nie sonder die krag van die Heilige Gees in die dood ingaan nie. As daar 'n skok op pad is in jou lewe, jy weet dit nie eers nie, maar daar's 'n besondere teenwoordigheid van die Gees ook in daai tyd. Julle almal onthou daai voetspoortjie stories, nê? 2 spore, 1 spoor, 2 spore, 1 spoor, en dan vra die ou, Here, hoekom het jy my gelos op die moeilikste tyd? Dan sê hy, nee, ek het jou nie gelos op die moeilikste tyd nie, ek het jou geabba op die moeilikste tyd. En ek en jy voel dit nie, maar voordat jy in enige doodsituasie inkom, moet die Gees daar wees. You'll never make it without the Spirit. You'll never make it. So die Gees is in die Here sirkel. Daai Johannes 20:22 wat ek al vir jou gegee het in die blaadjie, dis net voor die begin van die 40 dae. Blaas Jesus oor sy disippels. Die dag toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, toe verskyn hy aan sy disippels, en die skrif sê, hy blaas oor hulle en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Hoor mooi, jy ontvang nie net die Heilige Gees vir die dood nie, of vir 'n opstanding nie, jy ontvang ook die Heilige Gees vir die werk wat jy moet doen in die 40 dae. Jy kan nie in jou eie krag die werk doen nie. Jy kan nie in jou eie krag die dissipline hê, die klein gehoorsaamheid, die connect the dots en al die beginsels waaraan ons gekyk het, die werk wat jy moet doen in die 40 dae, kan jy net doen met die inwoning van die krag van die Heilige Gees. So kan ek nou aanhou. Hemelvaart is deur die krag van die Gees. As die Gees jou vry maak, en deur die Gees jy die pyn weggee. So hou hierdie punt, skryf hom neer, brand hom in jou brein, dat jy kan nie die lewe buite die grot leef sonder die Heilige Gees nie. Hoor gou mooi, Jesus se kruisdood vat jou uit die grot uit, maar die Heilige Gees hou jou buite die grot. Anders dan gaan jy terug. Die lewe van die vlees vat jou terug. En ek dink nie ons verstaan altyd ons totale afhanklikheid van die Gees nie. Dis die Heilige Gees wat ons lewe gee. Ek bedoel, Jesus het gesê, ek gaan op na die Vader toe, en julle gaan nie hierdie lewe kan leef nie, daarom bid ek die Vader, dat hy vir julle die Heilige Gees sal gee. Dieselfde werke wat ek doen, kan julle doen, onthou laasweek het ons daarna gekyk, deur die Heilige Gees. Dis net deur die krag van die Gees. So, ek wil vinnig net vat na een hoofstuk in die Bybel toe, as dit nie tyd vir alles nie, 2 Korintiërs 3. Is 'n hoofstuk waar Paulus verduidelik,
dat die nuwe lewe is slegs en alleenlik moontlik deur die inwoning van die Heilige Gees. Deur 'n verskriklike, opsetlike, besitlike liefde in jou binneste vir die Gees. Jakobus praat van jaloersheid, moet jy begeer dat die Gees in jou leef. Dis nie net 'n ligtelike begeer, o ja, daar's 'n Heilige Gees ook, dis die Vader, die Seun en die Heilige Gees. O ja, ons moet vir die Gees ook bid, is bietjie spooky, is bietjie weird, maar ek verstaan dit nie. O ja, maar ons moet vir die Gees, nee, dis 'n craving, dis 'n honger, dis 'n dors. Die Gees moet deur my leef, die Gees moet deur my werk, dis net die Gees wat my kan lewend maak. Kom ons gaan kyk net 'n paar versies in 2 Korintiërs 3, kan jy net vinnig gaan deurvat. Hy sê 2 Korintiërs 3:5, hy sê, uit my eie kan ek in elk geval niks reg kry nie. Nou, as daar woorde is wat jy vanoggend moet onthou as jy by daai deur uitstap is. Uit my eie kan ek niks reg kry nie. Uit my eie kan ek nie buite die grot bly nie. Uit my eie kan ek nie geestelik leef nie. Uit my eie kan ek nie Jesus volg nie. Uit my eie kan ek nie eens glo nie. Uit my eie kan ek nie bid nie. Uit my eie kan ek nie bely nie. Uit my eie kan ek niks reg kry nie. Kyk mense, ons is aan vol van onsself, né? Ons is aan sterk, jong. Ons bid, ons vra die Here, ons pleit, ons ek glo, ek kan uit my eie uit niks reg kry. Dis waar Paulus begin. God self het my toegerus om sy werk te doen. God rus my toe. Hy het my aangestel as dienaar. Ek moet vir mense gaan vertel van die nuwe ooreenkoms wat God tussen hom en ons almal tot stand gebring het. Daar's 'n nuwe ooreenkoms. Hierdie ooreenkoms is nie met pen en papier geskryf nie. Nee, luister mooi. Dit is deur die Gees in ons lewe oorgeskryf. 'n Ooreenkoms op papier bring in elk geval niks anders as die dood nie, maar die Gees gee vir altyd lewe. Hierdie woord beteken nie eenvoudig, jy kan die Bybel bestudeer, maar as jy dit nie saam met die Gees doen nie, kan selfs hierdie Bybel jou nie help nie. En kom ons sê weer, ons protestante like ons Bybel. Jy moet net nie aan die Bybel vat nie. Ek moet net nie vir jou nou wys, daar's 'n klomp skriffies wat bots met mekaar het. Dan is julle almal dikbik uit hierdie kerk uit, okay? Die Bybel, hey, die Bybel sonder die Gees is die letter wat doodmaak. Jy moet deur die Gees die ooreenkoms verstaan tussen God en jou. Die Gees moet dit in jou hart kom skryf. Dis die Gees se werk wat jou uit die grot uithou. Tweede in 2 Korintiërs 3 vers 8. Dink dan net hoe groot hierdie nuwe era van die Heilige Gees is. Daardie vorige era waarin die wet mense oor hulle sondes veroordeel het, was regtig ryk aan glorie. Wat sal ons dan sê oor die nuwe era waarin ons nou leef? Ons het nie genoeg woorde om dit mee te beskryf nie. Dit skitter absoluut met God se heerlikheid. Wat hy sê is, die ou lewe in die grot was great. Ek bedoel, dit was die wet, die Ou Testament, die tabernakel, die offers, al hierdie Ou Testament. Hy sê, dit was 'n great tyd geweest, maar hierdie nuwe tyd, buite die grot, dit skitter van God se heerlikheid. Hier's eintlik wat hy sê is, ek en jy moet nou skitter van God se heerlikheid. Want ons leef in die Gees. Ons leef soos Jesus, in sy beeld en sy gelykenis. 2 Korintiërs 3:12, die volgende vers, net so, ek lees net die hoofstuk so vinnig. Omdat ek weet dat ek ook deel is van die splinter nuwe era van die Heilige Gees. Die era wat vir altyd sal aanhou, kry niks my onder nie. Jy sien, as jy deel is van die grot, kry finansies jou onder. As jy buite die grot leef, dan weet jy God kan brood vermeerder. As jy binne die grot is, kry siekte jou onder. As jy buite die grot is, weet jy jou liggaam is tydelik en God kan dit genees en jy het 'n nuwe lewe op die wêreld, want jou pad is so kan ek aanhou. Binne in die grot kry dood jou onder. Buite die grot weet jy, ons gaan mekaar weer sien en daar's 'n reunion of believers wat by mekaar kom in die hemel en hierdie is 'n kort tydelike seer. Daar's 'n lewe binne die grot, ons het al soveel keer daarna gekyk. Daar's reëls binne die grot, daar's reëls buite die grot. En hy sê ek sien die splinter nuwe lewe buite die grot. Hoe? Deur die Gees. Dis net die Heilige Gees wat my so toe vat. Laaste een, 2 Korintiërs 3 vers 17. Die Here is Gees. Nou wat hy daar sê is, die Here is drie-enig. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy sê die Here God, die Vader, die Seun is ook Gees. Hy is 'n lewende werklikheid.
Mense, die Heilige Gees is 'n werklikheid. Ek glo jy verstaan dit en ek glo jy glo dit. Hy sê, en nie maar net iemand wie se naam in 'n wetboek geskryf staan nie. Oral waar die Gees van die Here aan die werk is, word mense regtig vrygemaak. Onthou nou in die grot uit die grot. Deur die Gees word jy regtig vrygemaak. Almal wat glo is nou vry. Ons kan die Here se heerlikheid weerkaats. Sien jy, ons skitter van sy heerlikheid. Ons weerkaats dit, sonder dat daar 'n sluier oor ons gesigte hang. Hoe meer ons die Here se grootheid raak sien, hoe meer word ons lewe verander om sy ongelooflike heerlikheid te weerkaats. In die eerste versie, 2 Korintiërs 3 vers 5 het ek vir jou gelees, ons hoor iets van sy heerlikheid. 2 Korintiërs 3:17 sê, ons sien iets van sy heerlikheid. Onthou julle Samson? Samson moes nie sien en hoor. Dis die werk wat jy in die 40 dae doen. Jy begin ore kry vir die Gees en jy begin oë kry om die grootheid van God te sien. En Jesus het gesê, ek doen net die werke wat ek die Vader sien doen. En dan sê hy vir ons sal nog groter werke doen. Weet jy wat beteken dit? Jy moet eers die werk sien voordat jy dit kan doen. Jy moet eers sien voordat jy kan doen. Jy moet eers hoor voordat jy kan praat. Hier is ons probleem. Ons oë sien net die wêreld. Ons ore hoor net die nuus. En ek hoor die bulle het alweer verloor. Okay? Is al wat ons hoor elke Saterdag, okay? Maar ons hoor net die goed van hierdie wêreld. Ons hoor net die ekonomie. Ons hoor net, ons sien net die dood en moord. Ons sien en hoor verkeerd. Hoeveel van ons hoor en sien die grootheid van God? Hy sê, dan verander jy. Jy sien, hier is die werk. Hoor mooi wat ek sê. Hier is die werk in die sirkel van die koninkryk. Verander jou oë. Verander jou ore. Word 'n geesmens. Word geestelik sensitief. Word 'n soekende mens na die Gees. Wat hy sê, wat hy doen. Hy sê, ons sien sy grootheid. Hoe meer ons hoe meer word ons lewe verander om sy ongelooflike heerlikheid te weerkaats. Dis natuurlik die Here self. Hy wat Gees is, wat ons verander om al hoe meer te lyk en te leef soos hy dit wil hê. Mense, die sirkel van die koninkryk werk deur die Gees wat in jou werk, maar jy moet soek vir daai werking. Jy moet doelbewus jou vleessintuie so nou en dan dooddruk. En sê, ja, ek hoor pessimis, ja, ek sê, maar daar's iets van, wat sê die Gees? Wat sê God in hierdie omstandigheid? Wat doen die Here in hierdie tyd? Nou, hoor gou hierdie volgende sin, en hierdie is seker die belangrikste sin van die reeks. Hoor mooi. Dis die Heilige Gees wat vir jou die belangrikste punt in die sirkel van die koninkryk leer. Dis die Heilige Gees wat jou die belangrikste punt in die sirkel van die koninkryk leer. En hier is die belangrikste punt. In my eie krag kan ek niks doen nie. Hoor mooi. Dis wat pyn se doel is in jou lewe. As jy al met 'n ouer gepraat, ons het hierdie week 'n terrible week by die kerk gehad. Ons het 3 begrafnisse hier gehad. 2 was van jong mense. Een het 'n 7 maande oue babietjie. Die ander is maar 19 jaar oud gewees. Ons het hierdie week weer, ons by die kerk wat hiermee werk week na week, ons is weer gefeis hierdie week met hierdie woorde. In my krag kan ek niks doen nie. Jy sien, dis wat pyn jou leer. As jy jou werk verloor, en jy het nou klaar jou toys uit die kot uit gegooi, jy het nou klaar jou baas met die rekenaarskrien goed geslaan, okay? Die vuil goed, jy het nou klaar gedreig en gevloek en geskel, jy het nou klaar by die bank gaan smeek vir jou, jy het nou klaar die dokter probeer, jy het alles probeer, dan kom jy op daai punt waar jy weet, ek kan nou niks doen nie. Dis die doel van pyn. Die doel van pyn is om jou te herinner, in jou eie krag kan jy niks doen nie. Jy het die Gees nodig om vir jou opstanding te bewerk. Nou, hier's wat die mens doen op planeet Aarde. Die mens werk om dood, om nie afhanklik te wees van God nie. Dink mooi daar. Ek wil genoeg geld in die bank hê, dat ek nie afhanklik is van 'n wonderwerk nie, sodat as daar 'n krisis my lewe pad langs kom, kan ek net 'n check uitskryf en ek fix the problem. So ek het nie meer
God nodig hê. Dis wat ek wil my werk so seker dat ek nie gevaar, ek wil my huwelik, my lewe, ek wil my kinders so beveilig dat ek nooit op 'n punt kom van desperaatheid nie. Jy's 'n arme mens. Jy weet nie wat God vir jou kan doen nie. Jy weet nie hoe wonderlik kan hy vir jou wees in 'n tyd van krisis en nood. Jy leer nie die vaderhart van God as jy jou lewe probeer inrig weg van afhanklikheid van God af nie. En dis die doel van pyn. Pyn maak jou elke nou en dan wakker en sê, jy's net 'n mens, jy kort God. En ek weet, as jy daar is dit nie maklik nie, glo vir my. As daai hande afgekap is, en jy pleit in die nag, en jy pleit deur die nag, en jy pleit in die oggend, en jy pleit vir 'n kind, en jy pleit vir 'n huwelik, en jy pleit vir 'n siekte, en jy pleit vir 'n werk, en jy's op daai punt van, Here, hoe lank nog? Here, U wil my leer, U's goed. U wil vir my 'n wonderwerk doen, maar hoe lank nog? U wil brood vir my, maar hoe lank nog? Hoor jy, dis nie 'n maklike plek om te wees nie. Maar hoor gou mooi, weet jy hoekom moet dit so diep en seer en hard wees en lank wees? Want dis al hoe die les diep in jou hart insak. Easy come, easy go. Jy daai nou hoor? As jy 'n probleempie het en jy bid gou en is gefiks, easy come, easy go. Jy vergeet wie die wonderwerk gedoen. Wat het met Israel gebeur? God voorsien die manna, God voorsien die kwartels, hulle vergeet. God voorsien water uit 'n rots, hulle vergeet, want easy come, easy go. Jy sien wanneer lesse bietjie diep vat en seer vat en lank vat, dan kan niks daai les uit jou hart uitvat nie. So dis die doel van pyn. Pyn leer jou en my die belangrikste les, en dit is 'n diepe honger en afhanklikheid vir 'n bonatuurlike geeswerk, wat nou moet werk. As hy nie werk nie, is ek onderdeur. As hy nie werk nie, is dit verby met ons. As hy nie werk nie, kan ons nie. Dis wat pyn se doel is. Hoor wat gebeur in die Ou Testament, se oulike storie, ek gaan hom net vir jou lees, Sagaria 4. Is 'n gesig, 'n openbaring wat Sagaria sien. En hierdie is die les wat ek en jy moet leer. Sagaria 4 vers 2. Hy sê, hy het vir my gevra, wat sien jy? Ek het geantwoord, ek sien 'n kandelaar wat heeltemal van goud gemaak is. Bo op die kandelaar is daar 'n bak waarin olie kom. Die kandelaar het 7 lampe met pypies aan om die olie na die lampe te laat loop. Verder was daar ook 2 olyfbome, een links en een aan die regs van die kandelaar. Ek vra toe vir die engel wat met my praat. Wat beteken alles wat ek sien? Die engel het my gevra, weet jy nie wat dit beteken nie? Toe begin hy vir my verduidelik, en stop net eers daar. Wat hierdie ou sien? Hierdie ou sien 'n boom links, en hierdie ou sien 'n boom regs. Hy sien van hierdie bome af 'n pypie wat gaan na 'n bak toe, 'n groot bak. In hierdie bak loop die olie van die bome in. Uit die bak uit is alweer pypies na 'n kandelaar toe. Julle ken 'n kerskandelaar, né? En dan is die oliepypies na al 7 van die kandelare toe, wat simboliek is van die 7 gemeentes van God. Nou hoor wat sien ek. Ek sien 'n boom wat olie gee vir die bak gee olie vir die 7 kandelare en die 7 lampe brand. En dan sê hy, die Here verduidelik toe. Die Here wil vir Serubabel sê, jy sal nie suksesvol wees deur militêre mag te gebruik nie. Dit sal jou ook nie help om op jou eie krag staat te maak nie. Dit is die gees van die Here wat vir jou sukses sal gee. Dit is wat die Here sê. Hier is die antwoord. Nie deur krag of deur geweld nie, sê die Here, maar deur my gees. Jy sien, hier is die les van pyn. As jy op baie punt kom waar jy niks meer kan doen nie, waar die arms afgekap is, jy het geen planne nie. As jy daar kom waar jy sê, Here, dood. Net U kan iemand uit die dood uit opwek, opstande. Net U kan die 40 dae werk doen binne my. So gepraat van die 40 dae, net vanoggend is dit ek en dink, is Noag se tyd, hierdie 40 dae en 40 nagte, reën dit aan mekaar. Okay, ons is nog steeds in die 40 dae, alright? So net God kan die werk doen in die 40 dae. Net die Gees. Net die Gees kan hemelvaart doen. Net die Gees kan my weer salf vir Pinkster, om weer deur hierdie pyn te gaan, om weer deur hierdie sirkel te gaan. Nie deur krag of deur geweld nie, nie deur my eie planne nie, nie deur my wheel and deal nie deur my scheming nie, net oorgee en terugsit en vir die Here gee en sê, nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees. Klink so eenvoudig. Weet jy hoe moeilik is dit vir ons? Weet jy hoe wil ons die beheer hou?
Weet jy hoe wil ons 'n lewe hê sonder die Gees? Weet jy hoe wil ons buite die grot bly, maar met die reëls binne die grot? Ons wil buite bly, maar ons wil die beheer hê van binne. Ons wil nie oorgee aan die Gees nie. Ons wil deur militêre krag oorwinning behaal. Ons wil deur ons eie planne, wheel and deal, kontrakte geteken, vasgemaakte menslike reëls, wil ons leef. Kom ek sê gou vir jou, hierdie woorde was hierdie week, my woorde, en hierdie is amazing vir my. Jy moet vanoggend kies, gaan jou dood, jou begrawe, of jou plant? En jy sê, hoor mooi wat ek sê. Gaan jou dood, jou begrafnis wees, of gaan dit jou plantseisoen wees? Jy het 'n keuse. Jy sien, as dood 'n begrafnis is, dan gooi ons klippe op die kus en is klaar, is verby, en jou memory leef voort en ons sê vir jou sterkte, dis oor en uit. Maar as jou dood 'n plantseisoen is, dan wag ons om te kyk vir die nuwe plantjie wat uit jou dood uit gaan opstaan. Dan kyk ons wat se groei bring God. Dan ontkiem 'n saad onder die grond, in die donkerte, in die seer, in die stilte, in die warmte daar onder die grond. Dan ontkiem 'n saad. Hoor mooi, jy het 'n keuse, die dood kan jou begrawe of die dood kan jou plant. Ek het gekies. My dood is 'n planting. Jy moet sien die boom wat hy besig is om te laat groei. Dis jou keuse, maar nou hier is die woorde. Wie doen die werk? Die Gees. Kan ek 'n saad laat ontkiem? Kan ek 'n plant laat groei? Wat sê Paulus? Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, wie groei? God bring groei. Mense, hoor mooi, jy het 'n keuse hier vanoggend. Wil jy binne die grot bly of buite die grot? Jy sê buite die grot, dan word jou lewe deur 'n sirkel oor en oor deur pyn en seer en goed gevat, om jou te leer jy's nie in beheer nie. En daai seer is 'n keuse in jou lewe van, gaan jy toelaat dat hierdie seer 'n nuwe planting is, of gaan jy toelaat dat hierdie seer jou dood is? Kom ek vat jou net weer. Jesus het gesê, as 'n saadkorrel nie in die grond val, en sterf van ontkiem, dan kan daar niks uitkom nie. Hy het vir homself gepraat. Jesus was nie drie rolle, ek het vanoggend my seentjies daai ene geleer, dit was, okay, gaan nie uitbrei nie. As Jesus gekies het om te sê, ek word begrawe, dan was sy begrafnis die einde. Maar Jesus het gesê, deur daai woorde, ek word eintlik geplant soos 'n saadkorrel. En 3 dae later ontkiem ek en begin ek opstaan. En vir 40 dae groei ek. En nou daai mielies of daai koringhaar het nou kos begin kry, vrug begin kry. En Jesus sê, van my dood het ek gegaan van grief na grace, van grace na gratitude, van gratitude na generosity, van generosity na growth toe. Met ander woorde, ek is geplant en toe kom daar groei. Dis 'n keuse. Hoeveel van ons kies, laat my dood, my pyn, my seer, is die einde van my storie. Is die einde van my geloof. Is die einde van my journey. Kies en sê, laat die Gees bring. Laaste enetjie. Die Gees en die lewe hier buite. Ons praat die hele tyd van, in die koninkryk van God kan brood vermeerder. In die koninkryk van God loop jy op water. In die koninkryk van God kan dooies opstaan. In die koninkryk van God is daar drywe trosse so groot soos hierdie. Hoor gou mooi, al hierdie woorde wat ons sê. Dit praat van die gawes van die Gees. Jy sê vir my, waarvan praat jy Ensle? Hoor gou mooi. Het jy al gelees die gawes? Is lê jou hand op siekes en hulle word gesond, profeteer vir mense en hulle weet die koninkryke van God, praat in vreemde tale, doen geloofswerke. Nou, hier is die woorde wat ek vir jou wil vra. Hoe is so iets moontlik? Die antwoord is onmoontlik. Ek en jy kan dit nie doen nie. Kan jy 'n been laat groei? Kan jy 'n sieke laat gesond word? Kan jy iemand laat opstaan uit die dood uit? Kan jy op die water loop? Kan jy brood verbeer? Nee, ons kan dit nie doen nie. In my eie krag kan ons niks doen nie. Jy sien, dis wat die Gees jou probeer doen. Hoor mooi, jy kan eers in die gawes van die Gees begin beweeg as jy geleer het in jou eie krag kan jy niks doen nie. Anders dan dink jy, ons bid dan vir die siekes en hulle word gesond, hè. Wow. Is my gebede. Ja, toe Jannie vir hulle bid, toe word hulle nie gesond nie, maar toe ek vir hulle bid. Hey Pel, dis die gawes van die Gees, is nie jy nie. En dis die doel van hierdie sirkel, is om jou so afhanklik en desperaat en honger vir die Gees te maak. Dis hoe weet jy om nou iemand te bel en te encourage, en daai persoon kom terug en sê, weet jy, toe jy my bel, ek was op die punt om selfmoord te pleeg, en jy het my net betyds gebel. Hoe weet jy dit? Dis die Gees.
Hoe encourage jy, hoe lig jy op, hoe bid jy, hoe tree jy in, hoe is jy 'n geesmens wat hierdie wêreld verander? Dis net hierdie gees. En dis wat pyn jou probeer leer. Raak honger, raak desperaat, weet in jou eie kan jy niks doen nie. Laat die gees die werk doen. Nou ek wil afsluit. Hoe ontvang ek meer van die gees, Andries? Dis Pinkster Sondag. In die sirkel het ek die gees nodig. Ek moet gesal word voor dood. Ek moet gesal word voor die 40 dae se werk. Ek moet gesal word vir hemelvaart. Ek moet gesal word om in die geestesdimensie te kan leef. Hoe ontvang ek meer van die gees? Hoor wat sê Galasiërs 3:2. Hy sê my, hoe het julle deel gekry in die krag van die Heilige Gees? Was dit deur te doen wat die wet sê, of deur die goeie nuus te glo? Ja, natuurlik. Deur te glo. En hier kom die bammer van die antwoord. Jy kry meer deur die Gees of meer van die Gees deur dit net te begeer. Sal. Jy sê anders moet ek nie hierdie week gevas het voor vandag nie. Nee, jy hoef nie te gevas het nie. Anders moes ek nie 'n super soet week gehad het, elke oggend Bybel lees en gebid het voor Pinkster Sondag sodat die Here die Gees. Nee. Hy sê jy kry dit nie deur die wet te onderhou nie. Jy kry dit deur net te glo dat God is 'n liefdevolle Vader wat vir jou en my die krag van die Heilige Gees wil gee. So die tekort, die gebrek van die Gees in my binneste het te doen met my begeerte. My diepe afhanklikheid het seer my geleer dat in my eie krag kan ek niks doen nie. Het seer my geleer dat buite die grot is drywe-trosse so groot, maar ek wil nie so groot maak nie. Het gees en seer en pyn my geleer dat buite die grot kan ek bid as ek nie werk het nie, dat God sal voorsien. Het ek geleer om te bid vir 'n kind, dat die Here bonatuurlik sal. Ek het geleer om afhanklik te wees van die Gees. Dis al. Dis al. Jy sê nie as nog, nee, dis al. My vraag nou is, hoe afhanklik is jy? Hoe soek jy? Hoe begeer jy? Sit jy en dink, Here, net meer van die Gees. As jy in die oggendstilte tyd, Here, meer van die Gees, nie vandag wette, vandag reëls, vandag gehoorsaamheid. Here, net meer van die Gees. Dis die Gees wat my heilig maak, dis die Gees wat my in die 40 dae sterk maak, dis die Gees wat my deur pyn vat, dis die Gees wat my troos, dis die Gees wat my laat leef soos Jesus. Ek begeer meer van die Heilige Gees. Dis al. Dis amper die volmaakte gebed, as ek dit so vir jou kan sê. Meer van die Gees. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur u Gees. Sanet hulle gaan vir ons 'n lied doen wat net 'n begeertesgebed is. Van Here, in my seer, in my pyn, in my rouheid, begeer ek meer van die Gees. Dis u krag, dis u Gees. En in die enigste manier hoe ek en jy geesmense word, is dit met elke dag te begeer, meer van die Gees. Jy sê elke dag, ek sê ja, elke dag. Nie net Pinkster Sondag nie. Elke dag. Te bid en sê, Here, meer van die Gees. Meer van die Gees, laat ek begin verstaan. Hoe werk jy? Laat ek begin sien. Hoe werk jy? Laat ek begin hoor. Hoe werk die Gees? Laat ek 'n mens buite die grot word. En die enigste manier is meer van die Gees. Kom ons luister hierna. Here, hoor my as ek roep. Hoor my hulpkreet in my donkerste nag. Want niemand weet waarteen ek stry. Hoe ek na u redding smaak. Net deur die bloed kan ek nuut word. Net deur die Gees kan ek vry wees. Net deur die liefde kan ek heel word. Net deur u. Neem my gedagtes, neem my hart, neem my emosies, krag en verstand, reinig en heilig, maak my weer sterk, want ek kan net deur u. Here, hoor my as ek roep. Hoor my smeekgebed.
brand. Reinig en heilig, maak my weer sterk, want ek kan net deur U. Want is nie deur krag of deur geweld, maar deur U Gees, want ek kan net deur U. Nie deur krag of deur geweld, maar deur U Gees, want ek kan net deur U. Ek gaan jou vra om jou oë te sluit en net vir 'n oomblik, al waar jy sit, bietjie te dink, hoe lyk jou hartsbegeerte? Hoe lyk jou afhanklikheid vir die werking van die Gees? Maak jy self planne? Werk jy deur krag en deur geweld? Wheel and deal, finansies, wie jy ken? Of is daar 'n diepe afhanklikheid? Vir die lewe buite die grot is net deur die Gees. Net deur die Gees. Kan ek jou vra daar waar jy sit om dalk jou hande oop te maak en te sê in jou eie woorde, Here, ek soek meer. Ek soek meer van die Gees. Ek wil sien, ek wil hoor. Ek wil vrykom van hierdie vleeswêreld en dis die doel van pyn. Elke keer wat ek in pyn is, het ek geleer, ek het nie die antwoorde nie. Elke keer wat ek in pyn was my hande afgekap en was ek magteloos. En het ek geleer, is net God, dis net die Gees. Maak jou arms, jou hande oop en sê, Here, kom vul my. Meer van die Gees. Dankie Jesus. Dankie Heilige Gees. Kom en vul ons mense. Here, ek is so jammer vir elke seer en pyn wat met mense gebeur. Maar elke seer en pyn is so groot wake-up call. Van jy is toe nie so great soos wat jy dink nie. Jy kan toe nie kanker gesond maak nie. Jy kan toe nie jou werk beskerm nie. Jy kan toe nie jou bankrekening volhou nie. Jy kan toe nie jou kinders se keuses beheer nie. Jy kan toe nie hierdie lewe fix nie. Here, ek is jammer vir elke mens se seer. Maar die doel van daai seer is dat ons leer om met ons hande oop te leef. En te sê, kom Heilige Gees. Kom genees my in die middel van hierdie seer. Kom maak my 'n geesmens in die middel van hierdie magteloosheid. Kom leer my die stem van die Heilige Gees in die middel van hierdie diepe wrogings binne in my. Kom Heilige Gees. Die doel van pyn is eintlik mooi. So honger vir meer van U. Here, mag elke persoon hierdie les onthou. Al is hulle nie nou in seer nie, al is hulle nie nou in 'n siklus van pyn en dood en 40 dae van werk nie, mag hulle die les onthou, want pyn kom ons almal se pad langs. En mag ons dan onthou om diep te gaan werk in afhanklikheid, nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees. Dankie daarvoor, Here. Dankie Heilige Gees, dat U mense nou vol maak, gesond maak, heel maak, sterk maak en gawes gee om dieselfde werk te doen as wat Jesus gedoen het, maar nie in ons eie krag nie, deur die krag van die Heilige Gees. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, liewe gemeente. Dankie vir die honger en die dors. Ons het nog so een boodskap oor in hierdie reeks en hierdie boodskap gaan in besonder oor hoe hanteer jy mense in jou seer. As jy die boek Bybel in goed gaan kyk, is maar altyd 'n mens betrokke. Is maar altyd 'n Judas en 'n Petrus en 'n storie
van verraad en pyn en teleurstelling deur mense. En die vraag is, hoe hanteer jy dit? En wat sê die Bybel? Nou, ek het vir jou 'n skokkende boodskap daai dag. Jy gaan definitief skrik, ek garandeer jou as jy hoor wat sê die Bybel. Die Bybel sê slaan nie blikskorrel. Nee, ek joke. Okay. Is wat ons wil hê die Bybel moet sê, maar kom ons kom hoor wat sê die Bybel regtig. Hoe hanteer jy dit in daai tye van pyn en goeters? Ons het vanaand ook ons reeks oor verstaan die Ou Testament se klein profete. Vanaand gaan ons kyk na Jona. So dankie, kom saam, al is dit so koud, en ons leer oor die boek Jona saam. Ons gaan nou ons finansiële bydraes opneem. Baie dankie vir die gee van die tiendes en die offergawes, die vrygewigheid waarmee jy leef. Persone met wie gereël is, hulle kan nou begin met die opneem van die finansies, terwyl ons na nog 'n lied luister. Ons gaan staan en 'n slotlied saam sing en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. Kom ons staan saam. Bring weer lewe in my gees, bring weer rustigheid in my hart, bring weer krag wat net die gees kan gee. Bring weer lewe in my gees, bring weer rustigheid in my hart, bring weer krag wat net die gees kan gee. Bring weer lewe, bring weer lewe. Onthou as daar van u is wat gebed nodig het, dis altyd 'n gebedsspan hier voor. Ons bid graag saam met jou oor enige saak in jou lewe. Staan net so, dan ontvang jy die seën en die genade vir die week. Mag die seën en die genade wat hierdie week op jou rus, iets wees van die drie enige God, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat in jou 'n diepe honger, 'n diepe afhanklikheid vir die lewe van die Gees gee. Mag jy elke dag bid, Here, vul my met meer van die Gees. Mag jy verstaan wat 'n Gees vervulde lewe beteken. En die gemeente sê saam, Amen. Meer van die Gees, gaan in genade, lekker koffie en tee, goed gaan sien jou weer.